Daar is die dwaalleraars wat openlik op 'n kansel klim en sê ons glo nie dat Jesus die Christus, die seun van God, die opgestane Here is nie. Hulle dwaalleer is baie maklik om uit te ken. Maar dan is daar ander wie se dwaalleer jy nie so maklik uitken nie. Hulle kom met die Bybel in die hand. Hulle praat van Jesus, hulle noem hom selfs Here. En die kerk se amptelike geloofsbelydenis kan selfs nog praat van die drie-enige God. Maar soos 'n jong man trou aan sy meisie kan beloof en tog in die praktyk ontrou kan lewe, kan 'n kerk of 'n leraar Christus met die mond bely en hom in die praktyk verloon. Daar is die wat van Jesus net 'n spirituele gids of 'n wysheidsleraar maak. Hy is die groot wyse persoon van alle tye by wie jy alles oor die lewe kan leer. En in sy wysheid sal jy tot ware en 'n dieper selfontdekking en selfvervulling kom. Maar dit is maar waarop klem gelê word, dit is maar wat hy is. Dan is daar ander wat hom verander in 'n hulpmiddel om jou voorspoedig te maak wanneer jy die regte woorde spreek. Spreek positief, spreek lewe, spreek gesondheid, spreek voorspoed, sê hulle. Jesus sal daardie dan vir jou waarmaak. Hy sit eintlik maar net en wag dat jy daai voorspoed in lewe moet spreek. Saai die regte saad, saai dit in die koninkryk van die Here, dan sal hy jou finansiëel voorspoedig moet maak, asof jy die Here met jou gawes kan omkoop. En dan is daar soms die sogenaamde gesalfde apostel of profeet of gesalfde leier wat homself in die plek van Jesus Christus stel, wat homself beklee met die mag van Jesus Christus. Jy sal hom herken daaraan dat hy sê, as jy aan my ongehoorsaam is, dan is jy aan die Here ook ongehoorsaam. In al hierdie gevalle bly die naam van Jesus, maar die ware Christus verdwyn. Nou, hoe sal jy weet of die Jesus wat aan jou verkondig word, die Christus van die apostels is, die Christus wat hulle verkondig het, en of dit 'n skeefgetrekte, afgewaterde Jesus is, wat mense volgens hulle eie begeertes en harte geskep het. Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons bestudering van die tweede brief van Johannes en vanaand kyk ons uit daardie kort briefie na verse 7 tot 9. Die tweede brief van Johannes, vers 7 tot 9, lees gerus dit weer later op jou eie tyd. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist, bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Tot sover die woord van die Here. In 1 Johannes 2 vers 24, die vorige brief van Johannes wat ons behandel het Johannes ook gesê, wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Johannes begin in vers 7 met die rede waarom die gemeente waaksaam moet wees. Hy sê, daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Dit is mense wat oor Jesus gepraat het, maar wat nie die ware Christus verkondig het nie. In Johannes se tyd was daar spesifieke probleme gewees met dwaalleraars wat nie wou erken dat Jesus die ewige seun van God is, wat mens geword het nie. Daarmee het hulle die evangelie, die hart van die evangelie aangetas. Want as die seun nie werklik mens geword het nie, kon hy nie werklik in ons plek leef en ly en sterf nie. Johannes draai nie doekies om wanneer hy oor hierdie mense praat nie. In vers 17 noem hy hulle reguit misleiers, die antichrist. Die leer wat hulle bring is 'n leer wat teen Jesus Christus staan en wat mense van die ware Jesus Christus af wegvoer. Nou vandag gebeur dit ook op twee maniere. Daar is mense wat Jesus Christus openlik ontken. Vir hulle is hy nie God nie. Daar is selfs in die kerk sulke teoloë en sulke predikers.
Jesus is vir hulle net 'n besondere mens. Hy's net 'n spirituele gids, 'n wysheidsleraar. Sy godheid, sy kruis, sy liggaamlike opstanding word vir hulle bloot net beelde en simbole op iemand se reis na selfontdekking. Ander ontken hom nie so openlik nie. Hulle noem hom steeds die Here, hulle praat nog steeds van Jesus, maar hulle verander hom in werklikheid. Jesus word in hulle leer iets anders as die redder van sonde, die een wat jou roep tot geloof en bekering en 'n lewe van heiligheid voor God. Vir hulle word Jesus 'n middel, 'n instrument tot voorspoed en genesing en sukses en 'n deurbraak uit jou omstandighede. As jy die regte verklaringe maak, as jy genoeg geloof toon, as jy geld as saad saai in die koninkryk van God, of as jy die profeet of die apostel se instruksie volg, dan sal Jesus jou begeertes vervul. Maar dan is daardie Christus nie meer die Here wat die apostels verkondig het nie. Dan is hy nie meer die Here voor wie ek buig nie. Hy word 'n hulpmiddel wat my planne moet laat werk. En so word Jesus as Here ook ontken wanneer 'n apostel of 'n profeet of 'n senior kerkleier homself in die posisie van Jesus Christus en met die gesag van Jesus Christus beklee. As daardie leier se woord nie aan die skrif getoets mag word nie, as sy salwing alleen toegang tot God se seën bied, of as ongehoorsaamheid aan daardie kerkleier of profeet of apostel gelyk te stel is met ongehoorsaamheid aan God, dan kan jy maar weet, Christus word as Here verloon, sy hoofskap, sy heerskap oor ons lewens kom in gedrang. En daarom Johannes se dringende bevel hier in vers 8, hou aan om oor julleself te waak. Moenie verloor waarvoor ons reeds hard gewerk het nie. Johannes en die ander verkondigers, die ander apostels, het hard gewerk om hierdie gelowiges se geloof in die evangelie te vestig. Hierdie gelowiges het die waarheid ontvang wat aan hulle verkondig is en hulle is in die geloof opgebou. En nou moes hulle nie toelaat dat dwaalleraars daardie werk in hulle kom vernietig en hulle van Jesus Christus af wegvoer nie. Ook aan jou is dit die opdrag. Wees wakker. Let op wat jy hoor. Let op die dinge wat jy begin glo. Let op wie jy toelaat om jou denke in die geloof, jou denke oor Jesus Christus te vorm. Moenie die Christus van die skrif verruil vir 'n Christus van 'n leraar, net omdat dit iemand is, 'n prentjie is wat beter pas by jou wêreld, of wat jy uit die lewe wil hê, of wat by jou begeertes pas nie. Maar hoe waak jy dan nou daarteen? Vers 9 gee vir ons 'n belangrike toets in hierdie proses. Vers 9 sê, bly hy by die leer van Jesus Christus. Daardie mens wat hierdie Jesus aan jou verkondig, bly daardie persoon by die leer van Jesus Christus. Die leer van Christus is die waarheid oor wie hy is en wat hy gedoen het, soos die apostels dit aan ons geleer het. Jesus is die ewige seun wat mens geword het. Hy het in die plek van sondaars gesterf, hy het liggaamlik opgestaan, hy regeer as die Here, hy roep ons tot bekering, tot geloof, tot gehoorsaamheid. Nou waar kry ons hierdie leer? Ons kry dit in die woord van die Here. Ons leer dit deur die Bybel te lees en te bestudeer, deur getroue skrifverkondiging, deur saam met ander gelowiges in die woord van die Here te leef. Jy kan nie die geeste onderskei as jy die woord van God nie ken nie. Jy kan nie 'n valse Jesus herken as jy nie weet wie die ware Jesus is nie. Nou is die vraag vir jou, hoeveel tyd bring jy werklik in die woord van die Here deur? Hoeveel tyd bring jy saam met die gelowiges deur vir wie die waarheid oor Jesus belangrik is? Toets jy elke prediker aan die skrif of aanvaar jy elkeen se woorde maar net omdat hy selfversekerd praat, omdat hy wonderwerke beloof, omdat hy vir jou voorspoed beloof of Jesus se naam gebruik? Daar's baie mense wat hulle siele net voed met populêre godsdienstige boodskapies wat hulle goed laat voel oor hulle self. Hulle luister net na boodskapies wat inspireer, wat voorspoed beloof, wat hulle op 'n reis na innerlike selfontdekking neem, op 'n reis daarna om 'n beter mens te word. Maar omdat hulle die woord van die Here nie ken nie, ontdek hulle nooit
die Christus wat van sonde red nie. Jesus het nie gekom om jou aardse voorspoed te waarborg nie. Hy het gekom om sondaars deur sy kruis met God te versoen. Hy roep jou nie om hom vir voorspoed te volg nie, maar om jouself te verloon, jou kruis op te neem en hom te volg. As jy Jesus Christus net volg omdat jy glo, hy gaan jou ryk maak en gesond maak en suksesvol maak, dan moet jy jouself nie mislei nie. Jy volg die verkeerde Jesus. Jy volg nie die Jesus van die skrif nie. Vers 9 sluit elke vorm van algemene spiritualiteit uit. Jy kan nie sê, ek glo in God, maar ek glo nie in Jesus soos wat hy hom in die skrif openbaar het. Jy kan nie sê, ek glo in God op my eie manier nie. Wie nie in Christus se leer bly nie, het nie God nie. Luister mooi na die woord van God. Moet jouself nie mislei nie. Wie nie in die leer van Christus bly nie, het God nie. Jy kan die Vader nie hê sonder die Seun nie. Dit is Christus of dit is niks. Ons het aan die begin gevra, hoe weet jy of die ware Christus aan jou verkondig word? Johannes se antwoord is kort en is eintlik baie maklik. Toets alles aan die leer van Jesus Christus. Vra of die woord in daardie verkondiging die finale gesag het. Vra of Christus die doel van die boodskap is, of word Christus net verkondig as 'n middel, 'n gereedskapstuk tot voorspoed en tot selfvervulling. Vra of die prediker onder Christus se woord staan of maak hy homself tot 'n Christus. Liefde, sê Johannes vir ons in hierdie brief, beteken nie dat ons die waarheid verswyg nie. Dit is nie liefde om mense te los om op 'n dwaalweg voort te gaan nie. Daarom vanaand ook hierdie harde en duidelike woord aan elkeen wat luister. Wees wakker. Ken die woord. Bly by die woord van God. Bly by die ware Christus soos die apostels hom aan ons verkondig het. Moenie verloor wat deur die evangelie in jou en jou huis opgebou is, deur jouself aan die dwaling van misleiers bloot te stel nie. Wees waaksaam. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie vir u troue sorg oor ons lewe. Dankie ook dat u die waarheid oor u Seun, Jesus Christus, in u woord aan ons gegee het. Ons bid dat u ons sal bewaar teen elke boodskap wat Jesus se naam gebruik, maar wat hom verander in iemand of in iets wat hy nie is nie. Here, maak ons wakker, maak ons nugter, gee ons 'n honger na u woord, help ons om dit getrou te lees en te bestudeer, en om saam met ander gelowiges in gehoorsaamheid aan u te lewe. Vader, bewaar ons kinders en ons geliefdes daarvan om van die ware Jesus af weggelok te word. Laat ons nie Jesus gebruik om ons wil te laat geskied nie, maar laat ons voor hom buig as ons Here, ons Verlosser, ons Koning. So bid ons in sy naam alleen. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.